die nuwe digitale identifikasiekaart, is dit die merk van die Antichrist, deel 2. Ek is professor aan ons Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek oor die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, wat ek 25 jaar gelede geskryf het, waarvan meeste van die dinge wat ek daar voorspel het, reeds plaasgevind het. En ek het die tyd gebruik 2025, 2026. Nou, ek is nie 'n profeet of enige iets nie, dit is net hoe die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, my gelei het om dit te skryf. So jy belangstel, dis 'n moedboek, dis 'n moedboek vir elke huis. Vasgevang in die Antichrist-systeem, dis 'n A5 boek, en hy is net so onder die 500 bladsye dik. Jy kan my kontak by my kontaknommer, dis 'n WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://Jaffashua, dis IAHVAHSHIA.co.za. Soos jy kan sien hierbo op my regterkant. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, hulle noem dit subscribes, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van die ander studies wat ons ook mee besig is. En hierdie een is natuurlik ook nie klaar vanaand nie, daar gaan nog 'n aflewering wees, sodat as jy subscribe, dan kry jy outomaties die kennisgewing. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie boodskap is lewensveranderend. Dit moet aan almal wat jy ken, wat Afrikaans is, en selfs Engelse mense wat Afrikaans sprekend is, dat jy dit met hulle deel. Dit is uiters belangrik dat jy sal verstaan dat ons nie vereenseldig met enige groepe, kerke, organisasies, denominasies of wie ook al nie. Enige messiaanse groepe, die Hebrew Roots Movement, die Israel Visie, die Sacred Name Movement, die Hebrew Roots mense. Ons is nie deel van die Jehovah's Getuies, 70 Adventiste, protestante kerke of katholieke kerke. Inteendeel behoort ons aan geen kerk nie. Ons is net 'n groep mense wat deur middel van Bybelstudie ons geestelike lewens verryk. Ons gebruik die antieke Hebreëse Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die 1860 Bybel wat deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was, en in die Bybel die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffashua, die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou, jy sal vind soos wat ons deur die studie stap, wanneer ek praat van Jaffashua, dan sal ek sê Jesus Christus of wie ook al, nee. Hierdie is hapies wat ek maak vir u gerief. Ons gaan nou verder waar ons vorige keer opgehou het. Goed, 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die Antichrist-systeem op bladsy 53 en verder, dat verskeie plekke in die wêreld reeds kontantloos funksioneer. Nou dit was 25 jaar gelede, was daar reeds sekere plekke in die wêreld en in sekere lande waar besighede begin het om kontantloos te funksioneer. En meeste van hierdie besighede vat net debietkaarte of kredietkaarte. Met ander woorde, die kaartsysteem geen geld nie. Ek het dit verduidelik voorheen, maar ek gaan dit weer doen. Omtrent so 4 jaar gelede, ons het in Montana gewoon, en ons stap by die nuwe Checkers in, en daar's 'n rekenaar kennisgewing bord, en toe ek ingestap kom, toe staan op die bord, vir ons in die nabye toekoms sal hierdie winkel geen kontant ontvang nie, vir u veiligheid en ons veiligheid. Ons werk net met kaartsysteme. Ek sien dit, ek gaan aan, ek kom by die huis, ek vertel Pastoor Rika, ek ry terug om dit te gaan afneem, toe ek daar kom, toe daar ander advertensies op. Ek gaan na die bestuurder toe, ek sê vir hom, kan hy hom asseblief my opsit, ek wil dit afneem.
Hy sê, hy weet nie waarvan ek praat nie. Ek sê, moenie vir my sê ek is mal nie. Ek het dit gelees, dit was op daai bord gewees, toe glimlag hy net. Nou ja, dit wys hoe dit gebeur, ook by verskillende eetplekke, waar ons al gegaan het om te eet, en dan sê hulle voor die tyd vir jou, ons vat geen kontant nie, net debiet en kredietkaarte. Nou wat is 'n debiet en 'n kredietkaart anders as 'n kontantlose stelsel? Nou is my vraag, is dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nog nie. Vingerafdrukke en die vingerafdrukstelsels. As jong mens was ons gewoon dat wanneer 'n persoon 'n groot oortreding begaan het en as 'n krimineel gebrandmerk was sy vingerafdrukke geneem om hom te identifiseer. Nou wil ek net weet, was dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. Onthou, wanneer ek vra, dan moet u my antwoord. Gedurende die laaste 10 jaar het die vingerafdrukmetode die belangrikste vorm van identifisering in Suid-Afrika geword. Wanneer u na enige van die banke gaan om persoonlike besigheid te doen, en ook om sekere gegevens te verander, soos u byvoorbeeld 'n rekening wat u betaal, kom ons sê iets 'n stoorkamer, en die huur gaan op, dan is dit nie meer R700 of R800 nie, nou moet jy maak R900. Dan moet jy ingaan kan na die bank se kantoor toe, en dan moet hulle dit vir jou verander. Wanneer u hierdie tipe gegevens en ander wil verander, die eerste ding wat hulle doen is, hulle sê, sit jou regterduim op, en dan jou linkerduim, en partykeer van jou ander vingers ook. Die vingermerk of die duim is nodig om die identifisering te bemagtig. Is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Ek vra vir u, is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Dis 'n goeie metode, want dit is onmoontlik om nou bedrog te pleeg. My vraag aan u, is dit die merk van die anti-kris? Nee, natuurlik is dit nie die merk van die anti-kris. As dit die merk was, is elke persoon wie die bankwese metode gebruik, reeds gemerk. Selfs Dominee Awie van Wyk gebruik sekerlik ook banke, internet, ATM's, selfoon, bankwese, het ook sekerlik 'n debiet en 'n kredietkaart, ten minste 'n bestuurderslisensies wat almal van vingerafdrukstelsels gebruik maak. Hoe dwaas en oningelig kan 'n mens nie wees nie. Nou vra ek weer, is die vingermerkafdruk die merk van die anti-kris? Wat sê u? Natuurlik nie. Dis 'n goeie ding om seker te maak dat iemand anders nie in die bank gaan en jou goed kan verander nie. Gesigsidentificering. Gesigsidentificering is reeds die volgende stap wat deur bankwese en ander institusies gebruik word vir identifisering van mense wie sake wil doen. Menigte banke gebruik reeds die selfie telefoon tegnologie. Ons het ek is by FNB, Pastor Rika het 'n Capitec rekening, en wanneer daar met Capitec gewerk word, dan partykeer dan soek hulle, sê hulle, neem 'n selfie. Dan moet sy 'n selfie neem, dit is baie maklik, en onmiddellik gaan die transaksie deur. Weet u hoekom? Dit is nie net om 'n selfie foto wat daar is nie, dis gesigsidentificering. Dis soos 'n digitale stelsel, maar dit trek sekere lyne en eienskappe, oë en goed, met 'n bril of sonder 'n bril. Hulle maak voorsiening vir dit alles. So, menige banke gebruik reeds die selfie tegnologie wat niks anders is as gesigsidentificering nie. Selfie, gesigsidentificering. Dit help dat jou geld nie gesteel word nie. Dit is veiligheid. Met ander woorde, nou het ek my beursie verloor, ou tel my beursie op, hy haal my kaart uit, hy sit geld deur, en die volgende oomblik, dan gaan die geld uit jou rekening uit af. Maar omdat daar 'n selfie of 'n gesigsidentificering is, kan hulle dit stop. Slegte ding of goeie ding? Goeie ding. Hoe kan dit sleg wees? Het u al 20 of 30.000 rand uit die rekening uit verloor? My skoonsister, Pastor Rika se sussie, het al in een aand het sy 60.000 rand uit haar rekening uit verloor. En op die einde van die dag het die bank net gesê, sorry, dis wat gebeur het. Sy het nie haar geld teruggekry nie. Nou weer, is dit die merk van die anti-kris? Nee, verseker nie.
Maar dit is alles, nou moet jy mooi luister, dit is alles deel van die aanloop na 'n kontantlose geldsysteem. Dis deel van die aanloop. Ons is nie daar nie. Dit is nie nou die tyd van die merk van die antichrist nie. Vorentoe, daar is seker goed dat volgens die Bybel moet gebeur, voordat die merk van die antichrist op die regterhand en voorkop kan plaasvind. Die ander goed wat gebeur, is dele van 'n wêreldsysteem. Soos ek verduidelik het laaste vorige keer, my geboortesertifikaat en my bestuurslisensies en die goed alles, is papierwerk en alles. En dis wat 'n digitale identifikasiekaart gaan doen. Hy vat al daai goed weg. Kom ek verduidelik vir u, die begin van die jaar, is 'n tyd dat ek my bestuurslisensie moet hernie. Ek is op die internet en ek maak 'n afspraak, en hy sê vir my, ek moet 6 foto's neem, identifikasiefoto's, wat ek saam met my moet gaan as ek my bestuurslisensie gaan hernie. Terwyl ek daar sit, is die vrouwens besig, en in die gesprek sê ek my duime, want ek moet die duime gebruik om die transaksie te aktiveer, en my identifikasiekaart gegee, en soos ons daar sit, op 'n stadium toe sê sy sit en werk, sy sê kyk net in hierdie skerm in, kyk in die skerm in, sy sê baie dankie, baie vriendelik en alles gaan aan, en toe ons op 'n stadium kom, dat sy sê alles is gedoen, toe haal ek my foto's uit, ek sê maar, hier is my fotootjies, vir my identifikasiekaart, en sy sê ek het dit nie nodig nie, ek sê maar hoe kan jy dit nie nodig hê nie, wat sit julle op my nuwe identifikasiekaart? Sy sê, toe ek vir jy gesê het om in hierdie kamera in te kyk, het dit gebeur dat jou gesigsidentificering plaasgevind het. Net so, onwetend, net sonder gevra of gesê, en as jy dit nie wil doen nie, dan moet jy uitstap en jy kan nie 'n lisensie kry nie. Nou, ek is toe daar weg, wat seker 'n goeie ding is, dat die regte ou se gesig op sy lisensie is, met al die bedrog van bestuurslisensies en goed wat daar is. En die 2-3 weke later het my laat weet, 4 weke later my laat weet, my lisensie is daar, my bestuurslisensie, ons is toe Centurion toe, en ons daar so kom, baie vriendelik en alles, aan 'n kantoor ingestap, haal my ID uit, want my identifikasiekaart, soos altyd, en die man wat daar is, wat in uniform is, sê, dis nie nodig vir die ID-kaart nie, sit net die vinger op die masjien se vingermerk, sit hom op, hy sê, kyk net in die skerm in, gesigskerm, kyk in die sigskerm, en toe haal hy my ID-kaart uit en hy gee hom vir my. Ek sê maar, jy het nie my identifikasiekaart gevat nie. Hy sê, ek het jou gesigsfoto en ek het jou vingerduime. Hy sê, dit is vir ons meer as genoeg bewys dat jy die regte persoon is. Sê vir my, is dit die merk van die antichrist? Nee, dis veiligheidsmetodes. Soos wat my geboortesertifikaat en my eerste swart ID boekie wat ek gehad het, en later die groene, en so ons gekom het tot by die kaartsysteem en goed, so het dit gewerk. Dis nie die antichrist systeem nie. Dit haal 'n magdom papierwerk uit die systeem uit. Die selfoon word my bank. 25 jaar gelede skryf ek in my boek, alles al die tyd, vasgevang in die antichrist systeem. Reeds van meeste van hierdie gemelde inligting, toe lag mense vir my, toe ek sê, dat ons selfone, want toe was die selfone nog redelik primitief, ek kan onthou 'n groot Nokia's, toe ek gesê dat die selfone gaan die instrument word wat die mense gaan gebruik om hulle bankbesigheid mee te doen. Daar was my gelag. Nou vrees hulle wie gelag het vir die merk van die antichrist. Want hulle weet nie wat om nou te verwag nie. Ek het daardie jare gesê dat jy gaan op 'n stadium kom waar jy jou bankrekening besigheid op jou foon sal doen. Ek het nie geweet dat gaan so iets soos 'n app wees wat werk. En elke bank het dit vandag. Elke bank in die wêreld het dit vandag. Maak nie saak wat 'n bank nie. Ek weet, ons sit by die huis en betaal ons water en ligte
en ons grondbelasting en dis dinge wat betaal. Elke huishouding het dit. Nou sê vir my, is dit die merk van die anti-kris? Nee, dit haal dit die probleem uit dat ek hoef te ry in 'n queue te gaan staan om water en ligte te betaal of wat ook al. En alles gebeur met 'n kaart. Wanneer jy gaan om water en ligte te betaal en grondbelasting, hulle vat glad nie kontant nie. Hulle sê vir jou veiligheid en ons veiligheid geen kontant nie, net 'n debiet of 'n kredietkaart, ekskuus tog. So, is dit die merk van die anti-kris? Nee, nog nie. Nog nie. Die banke sal bestaan uit. 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die anti-kris stelsel op bladsy 54 en verder, hoe dit vandag in 2026 in ons bankgeboue sal lyk. Ja, prof, ja. Menslik, ek skryf daarso, menslike kontanttellers. Jy sal onthou, en toe ons jong was en ons bank toe gaan, alwel nie jong nog nie, maar kom ons praat van 10, 15 jaar terug nog, het jy in 'n queue gaan staan en daar was 10 tellers gewees, mans en vrouens, en dan kom jou nommer op, dan gaan jy in, dan gaan betaal jy jou kontant, of jy trek kontant, of toe was daar debietkaarte, kredietkaarte, maar die kontant was koning. Luister wat ek gesê, ek het gesê, ons banke gaan totaal binnekant verander. Menslike kontanttellers sal verdwyn en hoofsaaklik die ATM teller masjien sal gebruik word om kontant te trek en om geld of kontant te deponeer. Vandag as jy na die bank toe gaan, hulle raak nie aan jou geld, hulle sê vir jou gaan, en as jy nie seker is, dan stuur hulle iemand saam met jou om jou te help, 'n assistent van die bank. 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die anti-kris stelsel en verduidelik dat in die banke net 'n paar dames by toonbanke sal sit om ons te help met ons selfone om regstellings te maak. Presies soos dit vandag in 2026 reeds nou al vir 'n paar jaar gebeur. Al dinge, daar sien net een of twee van die mens aanwas is groot. Daar's verskriklik baie mense, groot ontvangs, maar die hokkies wat daar is, die afskortings wat daar is vir die dames en hulle doen persoonlike bankweses vir ons. Het ons dit? Met ander woorde, dis 'n tafel wat daar is, of 'n hokkie met 'n tafel en 'n rekenaar, en dit is hoe die besigheid gedoen word. Baie min papierwerk. 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die anti-kris oor die selfoonbank en internetbankwese. Presies hoe dit vandag in 2026 werk. Ek gesê jy gaan jou rekeninge gaan betaal en die dinge doen. Jy sien wat gebeur. Ek gaan net iets vra. Is dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. Dit verwys ons na as digitale sisteme. Wanneer met ander woorde ek my water en ligte en my grondbelasting en goed kan betaal en ek by Pick n Pay of Checkers kredietniersware koop en jy 'n debiet of 'n kredietkaart gebruik, dis digitale sisteme wat alles net veiliger en gemakliker is. Is dit die merk van die anti-kris? Verseker nie. Want dit word alreeds gebruik vir hoe lank? Dit sal beteken dat as u vir my sê, dis die merk van die anti-kris. Hierdie Awie van Wyk, dominee, ek dink hy snyp sy pistousties. Want hy self gebruik 'n debiet en 'n kredietkaart. Waarom gooi hy petrol in? Het hy 'n tas wat hy mee ry, vol note? Hy's 'n risiko om gehijack te word. Niemand ry mee met sakke vol geld nie. Dis net ons president, né, wat dit in sy bank steek. Maar dis ook nie rande nie, want dollars, Amerikaanse dollars. Nou, is 'n grappie. So, dis 'n digitale stelsel. Wat het ek gedoen laasweek? Ek het vir u die papierstelsel verduidelik. Als het met die papierstelsel gewerk. Liasering. Daar moes mense aangestel word vir liasering. Vandag werk alles met 'n digitale stelsel. En dit werk soveel makliker. Kontantlose stelsels. 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die anti-kris stelsel op bladsy 52 en verder oor 'n kontantlose of kaartstelsel wat in die wêreld geïmplementeer gaan word met die relevante
skrifverwysings. Met ander woorde, in die boek gee ek vir jou al die skrifverwysings. U kan gaan, ek wil dit nie nou als hier gebruik nie, want dan gaan ek hierdie reeks so lank moet maak. Want dan moet ek die hele boek verduidelik, elke bladsy. U moet die boek kry, vasgevang in die anti-kris-sisteem. Daar's inligting daarin 25 jaar gelede. Dis nie iets wat ek gister gehoor wat ek vandag geskryf het nie. En so is meeste van my boeke, ek skryf boeke vir die laaste 30 jaar, daar's 23 boeke, A4 en A5 boeke. Vanaand die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, waar ek die hele boek Openbaring en Daniël aan u verduidelik. A4 boek, amper 460 bladsye. Die Engelse een, The 2 Keys to the Book of Revelation, dis een van die nuwes, 800 bladsye. Dis 'n doktorale graad op sy eie as ek hom vat en ingee by universiteit en R200,000 betaal. So in hierdie boek, vasgevang in die anti-kris-sisteem, bladsy 52 en verder, verwys ek na relevante skrifverwysings. Hier verwys ek reeds na 2025-26 en verwys ook na die digitale geldsisteem se name. Ek het die name genoem. Ek is nie 'n profeet nie. Ek het my kontakte in Amerika, ek en in Europa. So ek het sekere inligtingsbronne wat my goed vandaan kry. Ek verwys na hierdie kontantlose sisteem vir Afrika, naamlik 'n Afro-kontantlose sisteem. Afro vir Afrika en die rou vir die euro. Hulle moet al die geld onder die Europese sisteem inbring. Selfs die dollar en die pond. Gaan moet alles onder die euro funksioneer. Die wêreldgeldsisteem. 'n brood Suid-Afrika en in Amerika moet dieselfde kos. In China en in Rusland moet dieselfde kos. Een geldstelsel wêreldwyd, maar met verskillende benamings, soos vir Afrika, Afro, vir die kontinent van Afrika. Ek het gesê dit gaan kom. Ek tot my verbasing omtrent 6 maande terug, toe Pastor Rika op wat noem hulle hom, Google, het sy op YouTube 'n boodskap gekry, waar hierdie swart leier wat die hele kontinent van Afrika een regering wil maak, het hy gesê, die geldsisteem, Afrika moet sy eie geldsisteem kry, and they must call it the Afro. Ek wil vir julle sê, toe daai video begin sirkuleer word deur die wêreld, het verskeie mense my gebel. Ek het hierdie boodskap gepreek in soveel kerke, oor die merk van die anti-kris en die mag van die anti-kris. Seker vir omtrent 5 of 8 jaar, het ek by omtrent soveel van die Pinksterkerke gepreek, as wat my genooi het. Dieselfde 2 boodskappe, die oggend, die merk van die anti-kris, die aand, die mag van die anti-kris. En dan het ek verduidelik oor die geldstelsels. Ek gesê die Amerikaners gaan 'n geldsisteem kry, wat hulle sal noem die Amero. Amerika Rou, Euro. Hierdie digitale geldsisteme, soos Bitcoin en die goed, president Trump wil van dit niks weet nie. Want hy het gesê, Amerika moet sy eie digitale geldsisteem hê. En waarna vernoem hy dit? Hy vernoem dit en hy noem dit die Amero. 25 jaar gelede, toe weet ek hierdie goed alreeds. Want ek is 'n eskatoloog. Ek sit nie ouetjie se video's en kyk en dan spring ek op en ek maak 'n geraas nie. Ek doen my navorsing. Dis hoekom ek 'n eskatoloog is. In die boek Openbaring, anti-kris-sisteem, nuwe wêreldorde, een geldsel, nuwe wêreldsisteme. Dit is my studieveld. En dis hoekom ek 'n Bybelskool het wat spesialiseer in die eskatologie. My studente 3 jaar eskatologie, 1 jaar teologie, dan eers word hulle pastore. My studente weet alles oor die eskatologie. Eskatologie is die verlede, die hede en die toekoms. Ons suig nie ons duim en dan raai ons nie. Hier verwys ek reeds in 2025-26 en verwys ook na die digitale geldstelsel se naam, naamlik die Afro kontantlose sisteem vir die kontinent van Afrika. Dat dit beskikbaar sal wees. 25 jaar gelede skryf ek in my boek
vasgevang in die anti-Christus-sisteem op bladsy 51 en verder, dat geldnote, dis kontant, geheel en al sal verdwyn, omdat kontant verweer en aanhoudend herdruk moet word. 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die anti-Christus-sisteem, op bladsy 52 en verder, oor die gevare van kontant in my sak, die moontlikheid dat ek en u beroof kan word, dat ons selfs ons lewe kan verloor, want mense het nie respek vir ander mense se lewens nie. Selfs met my huidige debiet en kredietkaart kan ons steeds beroof word. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Hulle kan jou met 'n mes ophou terwyl jy 'n debiet en 'n kredietkaart het, en hulle kan jou na 'n ATM toe vat en sê, doen die transaksie, trek dit R2000, trek R5000, wat ook al. En daar nou weer, daar's limite wat by die banke is, wat 'n goeie ding is, en niks met die anti-Christus-sisteem te doen nie. Dis om te verhoed vir die tipe goed van berowings, robberies. So wat is dit? Is dit 'n merk van die anti-Christus? Nee, dis 'n veiligheidsmetode. So wat gebeur? Selfs met my huidige debiet en kredietkaart kan ons steeds beroof word. Die kaarte elimineer nie die gevare nie. Dit elimineer dit nie. Dit help net om nie kontant te hê nie. Wanneer ek my beursie verloor raak, word meeste van die tyd gepoog om my geld uit my rekening te trek met die nuwe tegnologie van 'n vinger en 'n gesigsidentifisering, is dit geheel en al onmoontlik, want dis wat dit onmiddellik veiliger maak. Vir u wat my gehoor preek het oor die merk van die anti-Christus en die mag van die anti-Christus in die jare van die kerke, kan u onthou ek het daai jare vir u verduidelik, as jy sien die ou stap met 'n ander ou se kop ATM toe, om sy gesig in die skerp, dan moet jy of hy loop met 'n ander ou se hand om sy vinger in te gaan op die scanner sit. Daaroor het ons gelag. Vandag is dit 'n werklikheid. Vandag is dit die hoofmetodes. Dit kom in al die sfere van die lewe. Dis om te verseker dat met die regte mense gewerk word. GPS tracking. 25 jaar gelede skryf ek in my boek Vasgevang in die anti-Christus-sisteem oor ons selfone wat as 'n tracking device gebruik sal word om elke beweging van ons te monitor. My verskoning, gebruik party van die Engelse woorde, want dit het 'n makliker impak, want almal verstaan wat dit is. Ek het dit gesê, 25 jaar terug, jou selfoon word 'n tracking device. Het jy geweet dat as ons seeto ry op vakansie of waar ook al, jy stop by 'n garage om iets te koop, en wanneer jy betaal jy met jou kaart. Nou dit die feit dat ek met my selfoon gery het en gestop het hulle presies geweet by watter garage ek gestop het. Die feit dat ek my kaart gebruik sê, by watter garage het ek geld gespandeer. Al is jou selfoon afgeskakel, bly sekere funksies steeds aan, wat kan bevestig waar u is. Al sit jy hom af, hy het altyd 'n tracking device. Vandag se selfone is meer as ooit 'n foon. Dis 'n onsienlike oog. Dis meer 'n selfoon in vandag. Veral hierdie slim selfone. Dis 'n onsienlike oog wat met die internasionale rekenaarnetwerke deur die satelliete verbind is. As jy 'n selfoon besit, is dit gerika. Jou selfoon se kaart moet gerika word, anders is hy nie werk nie. Wat beteken dit? Is dit die merk van die anti-Christus? Nee, soos om te sê, daai selfoon is aan jou gekoppel. Daai selfoonkaart is aan jou gekoppel. As jy 'n selfoon besit, is dit gerika, en ook is u ook deel van 'n digitale sisteem? Is dit die merk van die anti-Christus? Nee. Maar dit is deel van die aanloop na die merk toe. Dis nie vandag in 2026 die merk nie. Hierdie dominee Abi van Wyk, die een wat sy pistousie snyf, hy het gekom en gesê by Desember moet alles gedoen wees. Waar kry hy sy inligting vandaan? Om daai tipe stelling te maak? Desember, hulle sukkel om identifikasiekaarte of bestuurskaartjies, bestuurslisensies uitgereik te kry. Hoe gaan dit die hele Suid-Afrika? Wat nog van die kontinent van Afrika? Jy sien wat hy nie weet nie, kom ek verduidelik gou. Hoekom is Suid-Afrika een van die top ouens wat geoogmerk is vir die Afrika gedeelte van die digitale ID? Omdat Suid-Afrika
'n deel van die BRICS-lande is. Rusland, China, Suid-Afrika, Frankryk en die ander ouens, Argentinië. So wat gebeur? Omdat Suid-Afrika deel van die BRICS-lande is dit deel van die stelsel. Want in China, al vir die laaste 4 jaar, word die digitale identifikasiekaart gebruik. Daar's omtrent nie 'n Chinees in die wêreld wat nie 'n digitale kaart het en wat nie deur die digitale identifiseringskaartstelsels werk van vingerafdrukke en gesigsmonitering nie. Maak dit hulle anti-kris mense? Dit maak ons nie anti-kris mense nie. Nou wil ek net hierso net die laaste gedeelte sê. So ons is dit die merk van die anti-kris? Nee, nog nie. Dit gaan deel van dit word later aan. En dan gaan dit met u deel. Maar dit is deel van die aanloop na die merk toe. Kamera monitering in geboue, strate, besighede, skole, huise is vandag in 2026 so deel van ons daaglikse bestaan. Nou niemand hulle meer hier aansteer nie. Het jy 'n probleem daarmee? CCTV, waar jy moniteer en alles. Nee, natuurlik nie. Onwetend is ons reeds vir jare deel van 'n onsigbare wêreldstelsel, sonder dat ons dit werklik besef het. En nou die ouens weer iets om skielik oor op te spring en te sê, dit is nou dit en dit is nou dit. Ek gaan hierso stop, want die tyd het ons gevang, en ek gaan nog ten minste 1 afdeling doen, wat deel 3 sal wees. U moet dit nie mis nie. Ek kom met soveel interessante inligting en feite, nagevorsde feite, nie thumbsucking nie, nagevorsde feite, wat vir u gerief daar gaan wees om te verstaan. Ek wil net sê, daar kom 'n merk van die anti-kris. Maar nie vandag of in hierdie jaar nie. Nie in die volgende 3,5 jaar nie. Hoekom nie? Van die laaste vredesverbond is nog nie gesluit nie. Kry my boek, Vasgevang in die anti-kris stelsel. Hier is al die inligting hierbo. Kontak my. Sirkuleer hierdie video vir almal vir wie omgee, Engels en Afrikaans. De volgende keer, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.